So ons gesels vandag met Robert Bolton en hy is 'n musikant. Robert is 'n Kaapenaar in Murgenbeen. Hy tree vanaand die 3de Julie by die Christmas in July op. So Robert, baie welkom hier op Radio Fynbos. Baie dankie, is 'n groot voorreg om met jou te gesels hierso. Yes. Nou Robert, ek en jou ma se paai het eintlik gekruis voordat ek nou nog van Robert geweet het. Robert, jy het deelgeneem aan die kontrak en baie goed gedoen in die kompetisie. So vertel my so 'n bietjie waar jou musiek, jou liefde vir musiek, jou agtergrond, ja, hoe die lewe nou al sy paadjie met jou geloop het. Ja, ek dink my liefde vir musiek is gebore uit my ma en ek dink net my algehele familie se liefde vir musiek. Ja, Dit is ongelukkig net ek en my ma wat regtig instrumente beoefen. goed. Wel, ek het oorgevat van my ma as ek dit so kan stel. Ja, Toe my ouers getrou het, so tydjie daarna toe my broer in die prentjie kom, my ouer broer. ja, Toe dink ek was die rol van 'n ma bietjie belangriker as agter die klavier te sit. ja, So toe het my ma so klein bietjie weggedryf van klavier af. ja. En ek meen die instrument het net my aandag getrek elke dag as ek daar verbygestap het. En toe later het ek maar besluit dat ek sit en die klavier begin uitfigure en van daar af kon ek tog nie regtig opstaan van die klavierstoel af nie. Ja, dit is wonderlik. Daar's 'n diep liefde vir musiek. So vertel 'n bietjie vir my, jy werk ook lekker saam met ander kunstenaars. Jy trek ook mense in. Jy weet jy doen dit nie net self alleen nie. Ek wil amper sê jy collaborate met ander kunstenaars. Vertel vir my bietjie hoe dit vir jou werk en hoekom jy so lief is om dit te doen. Ja, en wat dit vir jou beteken. Ek dink om verskillende smake en style in te meng en iets nuuts te maak is altyd ek dink daar's altyd 'n mark vir dit. Ja, Om heeltyd dieselfde ek geniet sokkie musiek vreeslik, maar om dieselfde sokkie kunstenaar met ja, dieselfde ritme heeltyd dieselfde keer of heeltyd te luister, ek dink raak later so 'n bietjie eentonig. So ja, ietsie nuuts in 'n kruis. Ek het al baie met of ek het die voorreg gehad om met van die heuwels fantasties mense te werk, mense soos Hunter Kennedy ook. ja, Um en Tashay, daar's absolute wonderlike kunstenaars in ons land, regtig uitstekende musikante. ja, En ek dink mense leer so baie ook net om die verskillende maniere. Ek meen ons almal se skryfprosesse verskil. So ja. om net so 'n bietjie van 'n vars smaakie te kry van iemand anders se skryfproses en dit so 'n bietjie in jou eie manier te inkorporeer, maak die klanke en die nuwe ervarings en die musiek wat ons bymekaar sit net soveel varser. Nee, absoluut. En ek wil nou nog 'n vraag vir jou vra. Nou kom 'n ou uit 'n kompetisie soos byvoorbeeld die kontrak en Swan en ek meen uit die aard van die saak is daar baie voorskrifte en jy weet dit is maar 'n besigheid op sy eie. Hoe kom 'n ou Yes. en jy's nou uit so 'n proses uit waar jy so amper in 'n rigting, ek wil nou nie sê gedruk is nie, maar tot 'n mate jy weet voorgesê is. Nou stap 'n ou uit so 'n ervaring uit en jy sê vir jouself, wat vat ek en wat hou ek daarvan oor en waar druk ek my eie stempel in die musiekwêreld af? Hoe het daai proses vir jou gewerk? Ek dink dit hang baie van musikant en persoon af, wat jy eintlik uit die hele groter prentjie wil hê. Vir Ja, my gaan dit absoluut oor die musiek persoonlik. Ek ja, geniet dit om agter 'n klavier te sit. Dit is 'n besigheid. ja, Dit is iets waarmee 'n mens moet geld maak en as dit jou beroep is, moet jy 'n lewe daarvan kan uitmaak en ja, potensieel in die toekoms 'n familie kan ondersteun. Maar in ja, die groter prentjie bly dit iets vir my as 'n so half 'n escape. Ek is ook in die paramediese industrie ja, en ek meen die goeters waarmee ons deel en die prentjies wat ons sien ja. raak baie dit is intens. Dit En is vir my intens. om agter die klavier te gaan sit, vergeet ek dit is so half 'n uitlaatpyp. Dis So waar. ek dink vir my het daai dit 'n storie geraak dat ek wil nie bestuur word deur ander mense en weer vir my te sê hierdie is wat jy moet sing en hierdie is hoe Ja, jy dit gaan doen en hier gaan jy wees nie. Ehm dit het vir my so half daai, jy weet, die sentimentele en mm, die liefde vir die werk het dit weggevat. ja. Nie dat dit enigstens sleg was om met Nee, die mense te werk. Die deel van die kontrak was ons by die Koleski Artist Management en ek moet sê dit was 'n absolute voorreg om saam met daai natuurlik. musikante te werk en ek het soveel geleer wat ek nooit sou kon leer in so 'n klein tydjie as wat ek saam met hulle gewerk het. So ek vat niks van kunstenaars wat geteken is by Ja, allerhande labels al weg nie, maar dit is elkeen sy mm, each for their own. Elkeen het sy eie journey wat hulle wil stap en my journey was net om
in beheer te wees van my intellektuele Ja. property en te kan doen waarvoor ek lief is. Ja, verseker. Maar Robert, so vinnig net terug by ja, jy is nou ook besig met jou studies en so aan. En hoe balanseer jy daai dinge? Jy weet, bietjie studie, bietjie werk en ja, hoe werk dit vir jou? Ek dink dis 'n baie goeie vraag. Die mense vra my dit relatief gereeld en ek kan beloof dit is nie baie maklik nie, maar ek Nee. dink om verskoon nou die Engels, maar om committed te wees en vooruit Ja. te beplan. Ek Ja. dink daai ou sê ding wat hulle sê failure to plan is a plan to fail. So Ja. ek dink om vooruit te beplan, om jou skofte en jou goedjies so uitmekaar te sit, jy weet jy's hierdie sekere dae oop, dan maak jy Ja. dit vir jouself oop in musiek. En dit is ook natuurlik as ek gesê het, dit is vir my so half 'n coping mechanism. Ja. So as ek nie elke nou en dan met myself incheck nie, dan verloor mens so half Verseker. jouself in die, hoe sê hulle, die rat race van die lewe om te gaan werk en terug te kom. Verseker. Ja. Maar Robert, so jy kuier dan nou lekker hier in Stilbaai vir die naweek. Wat kan ons luisteraars te wagte wees? Ek het ietsie so 'n bietjie van 'n langer lys van liedjies wat ek hierdie keer saambring Stilbaai toe en ek gaan dit so klein bietjie anders approach. Baie van die musiek wat julle vanaand gaan hoor, het van die mense wat al vir my by Rykie kom luister het al van die liedjies gehoor. Yes. Ek sal natuurlik meer van my oorspronklike musiek speel, goed wat nog nie vrygestel is nie, 'n paar nuwe Engelse liedjies. Mooi. En ek gaan ook meer aan die begin, ek gaan omtrent 2 hoe sê hulle dit, set speel en dit gaan begin waar ek meestal rou agter die klavier sit, net ek en die klavier en niks ander hoe kan ek sê, klanke of instrumente by nie. So dit gaan 'n baie akoestiese optrede wees aan die begin en dan na die einde toe gaan ek dit bietjie die energie optel. Mooi. Nou maar ons sien vreeslik uit daarna, Robert. En dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het met ons te gesels hier op Radio Fynbos. Ek wil amper sê local is lekker. Hier gaan ons vanaand Absoluut. na een van ons eie luister. So ja, dankie daarvoor. Ja, weer eens dankie vir die oproep, Karen.